Nou, wat julle moet onthou is, faktorisering is presies die teenoorgestelde van die produkte, wat ons in die afdeling net voor hierdie gedoen het. So met produkte, maal ons uit. So hulle sal byvoorbeeld vir jou iets gee, soos 2x, hakkie, 3, plus 4y, so iets. Nee? En dan het dit, as dit daai 2x so teen in die hakkie gestaan het, het dit beteken, ons moet dit wat voor in die hakkie is, inmaal met dit wat binne die hakkie is. Nou, faktorisering is presies die teenoorgestelde van dit. So, by faktorisering gee ons vir jou die uitdrukking en jy moet sê, wat is die goed wat ek met mekaar gemaal het om dit te kry. So, soos waar produkte, hierdie afdeling, is soos om te sê, ek gee vir jou die bakstene en die sement en die glas en die hout en alles wat jy nodig het, sit dit saam en bou vir my 'n huis. Dis jou produkte. Jou faktorisering sê, hierso is die huis, breek dit vir my op in die materiale waaruit hy bestaan. Okay, so met produkte maak ons dit, vereenvoudig ons dit, met die faktorisering vat ons dit weer terug in die basiese boustene. So dan kyk ek, wat moet ek met mekaar maal om dit gekry het. So, as ek sê nou vir jou vra, wat 5 maal met watse getal, gee vir my 30. Nee? Dan sou jy mos nog gesê het, okay, as ek wil weet wat 5 maal 30 is, dan kyk ek, 30 gedeel deur 5 is 6. So ons het mos al geleer in die verlede, die teenoorgestelde van maal is deel. So dis presies wat ek doen met die faktorisering. So wat ons nou eerste na gaan kyk, is wanneer ek 'n grootste gemeene faktor uithaal. Okay, so ek deel dit uit. Dis eintlik wat gebeur. Nou, daar's 2 maniere waarop jy dit kan doen. As die faktorisering vir jou lekker maklik is, dit kom natuurlik, jy weet, jy sukkel nie daarmee nie, dan kyk jy net, watse getal kan ek in albei my terme indeel, en watse letters kom by al my terme voor. Of, jy kan dit doen soos wat ons in graad 8 gedoen het. In graad 8, onthou julle, toe het ons gekyk, ek het byvoorbeeld vir jou, ons het vir jou 2 getalle gegee, soos 64 en 24, dan het ons dit opgebreek in sy, en geskryf as 'n produk van sy priemfaktore. So ons sou byvoorbeeld gesê het, hierdie is 2 maal 2 maal 2 maal 2 maal 2, wacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3 mag 6, en 24 is 2 tot die mag 3, so 2 maal 2 maal 2 maal 3. En as ons die gemeene faktor gesoek het, het ons gekyk, waar is my pare? Watse getal is bo en onder? So daar's 'n 2 by albei van hulle, daar's nog 'n 2 by albei van hulle, daar's nog 'n 2 by albei van hulle, en daar, ja, dis dit. So my grootste gemeene faktor is 8. Nou gaan ons presies daai gebruik in ons faktorisering. Okay, hierdie is nou, ek wil amper sê die makliker metode om jou net mooi te help sien wat die gemeene faktor is. So wat ons doen is, ons vat hierdie, daai ene, en ek skryf hom as 'n produk van sy priemfaktore. So ek sê dit 2x tot die mag 3y is 2 maal x maal x maal x maal y. En die 4 xy tot die mag 3z, as ek hom opbreek, as ek wil weet, as ek daai getalle, soos wat ek hierso gemaak het, wil skryf as 'n produk van sy priemfaktore, kan jy dit sommer met jou calculator doen. Okay, jy druk die getal in en dan sê jy shift fact. Okay, so jy sit maar net in shift fact. Dan gee hy hom vir jou as 'n produk van sy priemgetalle. So hy sou byvoorbeeld die 4 sou gewees het 2 tot die mag 2. Of 2 tot die mag 2 kan jy mos skryf as 2 maal 2. En dan maal x, en dan y tot die mag 3 beteken ons 3 eie, y maal y maal y, en dan is daar ook 'n z. Okay.
Nou soek ek my paartjies, om vir my te help kyk wat my grootste gemeene faktor is. So nou kyk ek vir iets wat by albei van hulle is. So albei van hulle het 'n 2, albei van hulle het 'n x, en albei van hulle het 'n y. So ek gaan daai uitdeel as my grootste gemeene faktor. 2x en 'n y. En onthou, ons het gesê ons haal dit nie net uit nie, ons deel dit uit. So nou moet ek kyk, wat bly oor nadat ek daai gemeene faktor uitgedeel het. Okay, so ek kyk hierso by die rooi, sien julle daar bly oor 'n x en 'n x. En x maal x kan ek ook skryf as x kwadraat. Minus, en dan by die volgende enetjie bly daar oor, hieronder bly oor 2 en y en z. So 2 maal y maal z is 2, y tot die mag 2, z. Okay, so dis sommer so vinnige, maklike manier deur daai metode van graad 8 te gebruik om jou te help om die grootste gemeene faktor uit te haal. In 'n ander videoetjie wat ek gemaak het, wys ek vir jou hoe om dit uit te deel. Maar hierdie is die makliker een, dan is daar ook die metode wat jy dit dadelik net uitdeel.